Môre julle, ek hoop dit gaan goed daar by julle en dat julle reg is vir vandag se les. So vandag se les het ek maar net gesê gaan oor advertensies oral. So ons gaan kyk hoe advertensies probeer om ons te oortuig om iets te koop of ons aandag te trek. Nou, van advertensies kry 'n mens oral. So advertensies is ook reg rondom ons elke liewe dag, al kom ons nie aldag agter nie. So julle sien baie keer op julle fone, op die televisie en selfs in winkels advertensies. So advertensies is letterlik oral. Selfs wanneer julle deur TikTok net scroll en video's daar kyk julle eintlik advertensies sonder dat julle dit aldag besef. Omdat ons so gewoond is aan mense, veral op sosiale media, wat praat oor spesifieke produkte, baie keer dan praat hulle oor die produkte en dan maak dit jou soms so opgewonde of nuuskierig oor die produk, want jy wil nou sien, gaan dit werklik nou vir jou ook werk en so goed vir jou werk, soos wat dit vir hulle werk, of soos wat hulle sê dit werk. So, advertensies is reg rondom ons elke dag, sonder dat ons dit altyd besef. En dit trek sonder dat ons elke keer weet, trek het ook ons aandag en dit maak ons nuuskierig oor die produk of oor die fees of oor die gebeurtenis wat gaan gebeur. Dan het ek maar gesê wat is advertensie. So die doel van advertensie is om mense te laat belangstel in 'n produk. Hulle wil hê jy moet dit koop of gebruik. Soos 'n voorbeeld wat ek vir julle kan gee, is wanneer jy 'n advertensie van 'n lekker pizza sien en skielik word jy honger. So jy kan dalk wees dat jy glad nie eens honger was voordat jy die advertensie gesien het nie. En nou sien jy die advertensie en skielik grom jou maag vir jou en dit voel of jou maag met jou praat want jy is nou baie honger vir daai stukkie pizza want hy lyk vir jou heerlik en smaaklik en jy wil hom nou hê. Dan werk jy advertensies. So as die advertensie wat jy sien of wat jy ontvang, as dit maak dat jy daai produk so dringend wil hê of dat jy regtig nou is soos okay, ek moet dit gaan kry, dan werk jy advertensie. Dan kan jy weet, okay, hierdie is 'n goeie advertensie want dit maak jou lus om dit te kry. Dit maak jou opgewonde om dit te kry of selfs nuuskierig om te sien is die produk werklik volgens wat hulle sê en adverteer. So hulle gebruik ook baie keer Dis wat ek gesê, hoe trek jy advertensie aandag? So hulle gebruik baie keer helder kleure, groot skrif en fyn skrif of selfs daai snaakse vormskrifte om jou aandag te trek en dan gesit hulle ook baie keer soos interessante prente. Hier het ek nou op die slide gesê cool prente volgens wat julle dit gewoonlik noem en om jou aandag te trek of hulle selfs as wanneer daar 'n fees gaan gebeur of opkom sit hulle nou al die sangers of die bekende mense soos akteurs of so, sal hulle op die advertensie sit, dan kan jy nou as mens sien, hierdie mens gaan nou daar optree of hierdie mens gaan daar wees, dan wil jy ook nou 'n kaartjie koop vir daai fees of vir daai spesifieke ding of opvoering of wat ook al dit kan wees, want jy wil nou daai mense gaan ontmoet, want jy het nou gehoor hulle is so goed, jy wil hoor of sing hulle so mooi soos wat mense sing, in persoon of is dit net dat hulle goed sing oor die foon. So hulle trek jou aandag deur om hierdie bekende mense op te sit om jou te kry om daar te gaan. So hulle gebruik slim maniere om jou aandag te trek. So dit kan helder wees, dit kan bont wees, dit kan met verskillende skrifte wees, prente. So alles tel om die advertensie soveel beter te maak en te kry om jou aandag nog meer te trek, nog meer te kry en te maak dat jy werklik daai spesifieke goed wil gaan kry, wil gaan sien of wil gebruik. Dan hier het ek gesê, wat is 'n slogan? So 'n slogan is 'n kort sin wat maklik onthou word. Soos KFC se so good of Nike se just do it and just loving it. So al daai goedjies is half like catchy, soos wat julle taal dit sal sê, om jou aandag te trek, so dit maak dat jy dit sal onthou. So jy gaan altyd wees soos, ag, daai plek wat daai mos nou gesê het, of daai produk wat deur daai plek gemaak is, wat se slogan die is. So dit trek jou aandag, dit maak dat jy die produkte wil kry, want dat hulle sê mos nou dat dit is so goed, of dat dit is so wonderlik, so jy wil dit hê en self sien, of is dit volgens wat hulle sê. Dan het ek gesê manipulerende taal. So manipulerende taal word gebruik om jou te probeer oortuig om iets vinnig te koop. Dit is baie belangrik dat jy dit onthou wanneer jy eksamens sou skryf, dat manipulerende taal is altyd woorde of sinnetjies wat gebruik word om jou
te kry om die produk vinnig te wil probeer, vinnig te koop, vinnig te wil gebruik. Soos, beste ooit, koop nou, jy moet dit hê, al daai klein ou sinnetjies of woordjies maak dat jy dit wil kry, want jy wil mos nou sien, is dit soos wat hulle sê, is dit dat dit die beste ooit is wat jy al van daai klomp produkte, is dit dat jy werklik nog sal gebruik na die tyd, of is dit so volgens wat die mense sê, dat dit so wonderlik is, so al daai woordjies maak, dat jy dit wil kry, so hulle manipuleer jou, om daai produkte te wil gaan kry. Dan hierso het ek my gesê, hoekom werk dit? So advertensies speel met jou emosies. Hulle wil hê jy moet excited voel of opgewonde voel vir daai produk of vir daai spesifieke ding wat hulle nou adverteer. So byvoorbeeld wanneer jy 'n advertensie nou sien van 'n lekker yskoue kook op 'n baie warm dag. Soos die sweet tap jou af en jy wil nou daai kook kry want hulle sê en wys dat dit nou so yskoud die waterdamp loop sommer so van hom af, so koud is hy in die warm hitte. So jy wil dit kry, jy wil afkoel, jy wil daai koue smaak in jou mond hê. So dis met jou gevoel met die prent te gebruik wat vir jou ook manipuleer om dit te dan te kry. En baie keer sit hulle ook druk op 'n mens. So jy kom nie regtig agter dat hulle druk op jou sit nie, maar wanneer hulle nou vir jou sê soos van jy moet dit kry. Dit is die wonderlikste ding. Hulle sit druk op jou want hulle sit nou druk op jou dat jy moet dit mos nou gaan kry. So nou gaan jy dit kry. Al dink jy nie jy het dit nou aldag nodig of dat jy dit gaan gebruik nie, is dit dat jy dit maar nou gaan kry. Nie net om hulle soos te please nie, maar jy wil nou sien, is dit werklik so wonderlik soos wat hulle sê. Dan hierso het ek maar gesê die teikengehoor, so iets wat ons moet onthou, veral in eksamens is dat nie elke advertensie is vir almal gemaak nie. 'n Goeie voorbeeld wat ek julle kan gee is, sal 'n Barbie pop advertensie nou vir 'n oupa werk? Nee, want eerstens 'n oupa is nie in die ouderdom van die tyd, soos die ouderdom van mense wat belangstel waarmee daar gespeel word met die poppe nie. Hy sal meer belangstel maybe soos in 'n golfstel of so, want ou mense stel nie belang om nog met poppe te speel of speletjies te speel nie. So elke advertensie is vir 'n ander ouderdom, vir 'n ander teikengroep, selfs baie keer vir 'n ander geslag. So jy moet onthou dat 'n advertensie is gemaak vir kinders, vir tieners of vir volwassenes. Dit is nie net vir almal saam nie. Elke advertensie is vir 'n ander teikengroep. En advertensies word gebruik vir spesifieke mense. Byvoorbeeld, as jy in Dis-Chem instap en daarso is nou pille vir mense met reumatiek, jy as 'n jong mens gaan nie juis belangstel in daai advertensies oor wat die goeie goed daaroor is, wat is die nadele van daai medikasie nie, want jy gaan mos nou nie as 'n jong mens dit gebruik nie. Daar is gevalle wat mense wel, ou mense belangstel in jonger goedjie, kinders se advertensies of tieners en ouer mense se goedjies, maar meeste van die tyd is 'n spesifieke ouderdom met 'n spesifieke advertensie. Dan het ek net gesê kleurgebruik, so ek het 'n statistiek gaan kyk en 'n bietjie navorsing gaan doen oor watse kleur vir watse tipe emosie gebruik word. So hulle sê rooi word gebruik vir energie, blou vir kalmte, geel vir geluk. En toe het ek 'n bietjie nou gaan dink, want natuurlik beïnvloed 'n kleur hoe jy voel ook. So toe as ek dus nou, het ek begin wonder, hoekom is dit dat McDonald's so baie geel gebruik, en toe ek nou die statistiek gaan sien het, sien ek, geel is mos nou vir gelukigheid. So toe as ek so, dit maak sin, want selfs hulle slogan gaan oor happy, want hulle het mos nou die Happy Meal en al daai lekker dingetjies, so hulle gebruik meestal geel, omdat dit 'n gelukkige kleur is, so dit maak jou gelukkig voel en meer betrokke daar, wel nie betrokke daar te wil raak nie, maar meer by hulle wil gaan etes koop en sulke goedjies, want dit bring 'n gelukkige gevoel na 'n mens toe.
Dan het ek gesê hierso, ontleed van 'n advertensie. So ons gaan nou kyk hoe julle advertensie kan ontleed. So iets wat julle moet onthou is, wat sien jy? So wat is die slogan? Wie is die teiken gehoor? Wat se kleur sien julle? Wat se manipulerende woorde sien julle in die advertensie? So al daai spesifieke goedjies gaan jou kan help om die advertensie te ontleed en beter te kan verstaan. En as jy nou in 'n eksamen is, dan gaan dit help sodat jy die vrae wat oor die advertensie gaan ook makliker te kan beantwoord, want jy gaan weet presies wie is die teikengroep, wat is die slogan, wat se kleure word gebruik, so jy gaan weet wat se emosies beïnvloed word. So al daai goedjies help wanneer jy 'n advertensie ontleed. Dan het ek vir julle hierso gesê, julle huiswerk gaan wees om julle eie mini-advertensie te maak. Jou advertensie moet 'n slogan hê, dit moet kleure hê, dit moet 'n prentjie hê van die produk wat jy wil verkoop, en dan moet dit ook manipulerende taal gebruik hê. So jy moet kreatief in hierdie advertensie wees, maar jy moet dit ook geniet terwyl jy dit maak. Want dit help nou nie jy doen dit net omdat dit jou huiswerk is nie, gaan probeer om dit regtig te geniet en werklik interessant en kreatief te gebruik. Dan gaan julle nou saam met my 'n aktiwiteit doen, so ek het vir julle die blaadjies uitgedeel. So daarso is nou 'n lekker advertensie wat sê, wat gaan oor 'n Vita Boost. So daarso is, hulle slogan is, laai jouself vol krag. So daarso is 'n klomp inligting oor alles nou, daarso is pryse en alles. So nou gaan julle vir my die vragies wat daar is ook asseblief beantwoord, en dan sal ons na die tyd as julle klaar is alles net saam deurgaan, en dan sal ek vir julle ook die memorandum uitdeel, sodat julle weet waar julle fout gegaan het, en hoe julle die vragies sal kan beantwoord vir die eksamens of vir 'n toets. En ons sal ook kyk, en gaan ons net so lekker gesels oor julle advertensie, en ook 'n bietjie meer mekaar wanneer julle klaar gemaak het môre vertel van elke dingetjie, en dan sal ons so deur alles werk. Baie dankie vir julle samewerking, en julle gaan nou net vir my die aktiwiteit doen, en dan onthou asseblief julle huiswerk vir môre.